Vandag by idee 19 en Daniël 6 is die perfekte hoofstuk in die Bybel wat vir ons sê wat beteken integriteit regtig. Dink gou 'n bietjie saam met my, wat beteken integriteit vir jou? Wat sien jy in iemand anders wie jy dink het 'n baie hoë vlak van integriteit? Kom ek help jou. Is dit nie miskien iets soos, hierdie ou is voor jou en agter jou presies dieselfde? Of hierdie persoon is oral waar hy is, maak nie saak of van mense by hom is of van nie mense by hom is nie, hy is dieselfde. Sy ja en sy nee. Dis 'n persoon wat geen kompromie aangaan nie, met die klem op geen. Dit is maklik om vandag kompromie aan te gaan, hè? Ek bedoel, ons sien dit in ons daaglikse lewe, mens kan met 'n nood, met 'n geldnood, kan 'n mens maklik 'n losprysie betaal en 'n kompromie aangaan om jou uit die moeilikheid uit te kry. Sien jy hoe klein en hoe maklik is dit om kompromie aan te gaan? Daniël is iemand wat dit nie gedoen het nie. Nou, integriteit kom van 'n wiskundige getal, 'n integrale getal is 'n heelgetal. En daardie heelgetal se simboliese betekenis is volledig of voluit of vol. So iemand met integriteit, kan 'n mens sê, het 'n volledige karakter, het 'n vol karakter, het 'n karakter sonder flaws, het 'n karakter wat jy ten volle kan vertrou. Kom ons probeer integriteit nog 'n bietjie beter vasvat. Die persoon wat die Statue of Liberty in New York gebou het, was Frederik Barthello. Hy was 'n Italianer en hy het alles aangery eintlik van Frankryk af. Hy was 'n Fransman. Hy het alles aangery van Frankryk af. En hy het hierdie beeld in Oktober 1886 het hy hierdie beeld staan gemaak. En toe kom hulle agter later dat die detail wat hy ondergesit het wat mense kon sien, presies dieselfde detail het hy aan die bokant gesit bo op haar kroon. Die vliegtuig is eers in 1903 uitgevind. So eintlik kon niemand daarbo sien nie. So ek wonder of Bartholdi so 'n hoë vlak van integriteit gehad het, dat hy dit eintlik vir die seemeeuwe gedoen het. Hoor jy? Dit wat niemand kan sien nie, moet nog steeds van waarde wees. Dit moet nog steeds spreek van wie jy is en van wat se vlak van integriteit jy gehad het of wat jy het. Daniël 6. Daniël 6 is 'n ongelooflike belangrike hoofstuk in die Bybel. Jy kan dink as ons praat van Daniël, dan praat ons van die leeukuil. Dan praat ons van hy het geweier om te buig voor koning Darius en Nebukadneser. Ons lees dat hierdie ou was bekwaam. Hy was 'n baie goeie administrateur. Terloops, Darius wou hom aanstel oor sy hele ryk. Want Darius het gesien, hierdie man het integriteit. Hy het geweier om te buig voor 'n aardse beeld. Hy het bekend gestaan as 'n man wat 3 maal 'n dag die vensters van sy hart oopgemaak het en God aanbid het. En weet julle wat gebeur toe? Soos wat dit vandag in ons lewe gebeur, soos wat dit met kollegas gebeur by jou werk. Sy vriende, sy mense saam met wie hom gewerk het, hulle het fout probeer soek by hom. Interessant. Hulle kon nie fout kry nie. Hulle het waarskynlik sy laptop ingeneem. Daar was niks op wat hom onder verdenking geplaas het nie. Hulle het sy finansiële boeke oopgemaak. Daar was niks wat hom onder verdenking geplaas het nie. Hulle het sy personeelboeke oopgemaak. Alles was 100%
Hulle kon nie fout vind nie. Hulle het gesê, hy het wel een fout gehad. En dit was sy diepe, sy sterk verbintenis, wat hy in sy verhouding met God gehad het. Want Daniël was soos 'n termostaat. Hy het die temperatuur gereguleer. Hy het onder druk kalm gebly. Hy het vrede behou onder druk. Terloops, ek leer altyd my kinders, die beste ding wat jy onder druk kan doen, is om kalm te bly. Hy was nie as min termostate wat 'n mens kry, né, wat verkeer en temperatuur reguleer. Maar daar's baie termostate wat 'n mens kry, wat net vanuit hulle emosies reageer. En wanneer dit warm word, maak hulle foute. Wanneer dit warm word, reageer hulle uit 'n oordrewe emosionaliteit uit. Hulle oorreageer. Maar Daniël het sy termostaat in sy binnekant onder leiding van God se Gees heeltyd gebruik en integriteit behou, al het dit die leeukuil gekos. Gaan lees bietjie weer Daniël 6. Ek wonder wat het die boodskapper die oggend toe hy geskree het in die gaatjie hierbo in die leeukuil, Daniël, lewe jy nog? Daniël, het die God wat jy aanbid jou lewe toe gered? En hoe verbasend was daai man toe hy gehoor het in sy ore, ja, die God wat ek aanbid is 'n lewende God. Hy het my lewe gespaar sonder dat ek enige toegewings gemaak het. So ons kyk in die seelewe, iets van integriteit. So ons kyk na die seelewe, dan kry ons in die seelewe drywers. Lekker jellyfish, hy dryf maar net so saam met die stroom uit, eintlik geen invloed in die stroom nie. En dan kry jy mens swemmers. Dis die visse wat besluit, dis die rigting wat hulle gaan, dis die kant waarna toe hulle gaan, want jy sien, integriteit kos moeite. Integriteit kos inspanning. My gebed vir jou is, dat jy die integriteit van Daniël sal hê, wat nie 'n kompromie aangaan nie, wie se ja is, wie se nee bly, en dat jy bekend sal staan, as iemand, wat voor mense, en agter mense, presies dieselfde is. Gehoorsaamheid, kos inspanning, gehoorsaamheid en integriteit, kos moeite. Ek glo, in jou lewe, gaan dit so wees. Was lekker om saam met jou te kuier, ek sien uit, tot 'n volgende keer.